is 'n oomblik wat min mense graag hardop erken, maar almal ken dit. Daardie plek waar jy nie meer weet hoe om te bid nie. Die plek waar verwondering nie deel van jou woordeskat is nie. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe. Ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Die plek waar jy nie eers wil hoop nie, want hoop voel soos 'n luukse wat jy nie meer kan bekostig nie. Ons noem dit gewoonlik krisisse, lewe wat skeefloop of moeilike seisoene. Maar die geestelike tradisie het dit 'n ander naam. Grenservarings, die plekke waar jou ou maniere van leef nie meer hou nie, maar die nuwe manier nog nie gevorm is nie. En interessant genoeg, dit is dikwels die presiese plek waar God op 'n verrassende manier opdaag. Teleurstelling verhard ons hart, laagie vir laagie. Maar hier's die mooi deel van die storie. Dieselfde plek waar die hart harde laag bou, is dikwels die plek waar God begin afskil, tot daar weer sagtheid oorbly. Klink dit dalk 'n bietjie sentimenteel? Glad nie. Dis een van die mees herhalende patrone in die Bybel. Hagar, 'n vrou in die woestyn, afgeskryf deur almal, en dit is juist daar waar God haar naam roep en sê, ek sien jou. Dawid, weggekruip in grotte, uitgewerp deur sy eie mense. Dis waar die psalms gebore word. Maria, swanger en arm, en juist daar klink die Magnificat, die lied wat sy sing wanneer sy hoor sy gaan Immanuel in die wêreld inbring, wat die wêreld vir 2000 jaar verander het. Die kruis, die donkerste plek, word die ligste plek. Ons probeer heeltyd God vind in die mooi stories, maar die Bybel wys oor en oor, God werk graag in die ruïnes. As ons prakties dink, sien ons hoe sielkunde ook praat van post-traumatic growth. Groei na trauma. Nie omdat trauma goed is nie, inteendeel. Maar omdat trauma jou dwing om vrae te vra wat jy nooit sou vra terwyl alles perfek funksioneer nie. Dit is amper asof pyn jou dwing om op 'n dieper waarheid te land. Wie is ek nou regtig? Wat dra ek steeds saam met my wat God my al lankal vra om neer te sit? Aan wie behoort my identiteit? Wat beteken dit om geliefd te wees sonder dat alles reg is? Geloof en sielkunde raak hier aan mekaar. Verwondering word dikwels nie herstel wanneer die lewe mooi is nie, maar wanneer die lewe rou is. Want in jou breekpunte word jy oop. Mens raak sagter, maskers gly af, beheer val, en juist daar begin jy weer sien, ek is nie alleen nie. Daar's 'n frase in die Ou Testament wat ek nooit sal vergeet nie. God is naby die gebrokenes van hart. Nie naby die suksesvolstes nie, nie naby die sterkstes nie, nie naby die dapperstes nie, naby die gebrokenes. Waarom? Want dit is 'n gebrokenheid waar jy weer luister. Dis waar jy nie die energie het om iets voor te gee nie. Dis waar jy soms vir die eerste keer in jare weer eerlik raak. Dis waar God fluister, ek is nie klaar met jou nie. En hier gebeur iets pragtig. Verwondering keer nie terug soos 'n trompet nie, luid, blink, oorweldigend nie, nee. Kom terug as 'n fluistering, 'n lig ligter as 'n kersvlam. 'n Sagte wete, daar is steeds goedheid hier, daar is steeds genade vir my. God is nog nie moeg vir my nie. En ek hoef nie my eie redding te wees nie. Baie mense dink verwondering is 'n emosie. Maar verwondering is eerder 'n houding, 'n manier van sien wat elke grein van lig ernstig opneem, al is dit net 'n enkele skreefie deur 'n gebarste deur. Wat beteken dit vir ons hier by SA Gemeente, die nommer 1 netwerk vir jou lewe? Dit beteken ons kyk anders na mense wat in swaar tye is, nie as gebroke projekte wat reggemaak moet word nie, maar as heilige grond waar God reeds aan die werk is. Dit beteken ons vertrou dat God in die donker net so aktief is as in die lig. Dit beteken ons kom sit by mekaar in die grenservarings, nie met oplossings nie, maar met teenwoordigheid. Dit beteken ons glo dat verwondering weer kan opstaan uit die stof van teleurstelling, en dit beteken jy, hoef nie te wag vir jou lewe om eers mooi te wees, voordat jy weer hoop nie. Verwondering word dikwels gebore uit die wrakstukke. So vandag nooi ek jou. Erken eerlik waar jy tans breek. Skryf dit neer, gee dit 'n naam. Vra, Here, wys vir my U is hier. Want as die Bybel reg is, en ek glo dit is, dan is jou grenservaring nie die einde van jou verhaal nie. Dit is die begin van jou nuwe manier
van sien. Tot môre, mooi loop.